Goeiedag en baie welkom. My naam is Dion Els en ek is van Helderberg gemeente. As jy nuut is by ons, dan is dit vir my lekker om jou te verwelkom. Ek sit sommer rustig en ons gaan so 'n paar oomblikke saam spandeer. Ons is besig met 'n reeks Jesus in 1000 huise en as jy van Somerset Wes af is, dan sê jy weer daar's 'n klomp woonbuurte en hierdie week is dan nou Westridge, Somerset Ridge. En ons gesels so 'n bietjie oor 'n diep God in 'n oppervlakkige wêreld. Ek weet nie van jou nie, maar my belewenis is dat ons God misloop omdat ons baie keer baie oppervlakkig dink oor hom. In 'n wêreld wat ons amper forseel in 'n soort van 'n denkpatroon in om te dink dat God is eintlik maar baie oppervlakkig. Vandag as ons so 'n bietjie saamgesels, dan gesels ons oor randfigure. Ons probeer so 'n bietjie verstaan, wat is dit wat die Bybel vir ons sê oor randfigure, mense op die periferie, mense wat uitgeskuif word uit die sentra uit. En miskien sit jy hier en jy dink maar, jy's eintlik die randfiguur, dan dink ek jy's op 'n goeie plek, maar baie welkom. Ek wil graag begin deur vir ons 'n gebed te doen. Kom ons bid saam. Here God, U is ongelooflik groot en U is almagtig en U is alomteenwoordig. So ons weet wanneer ons nou hier by mekaar is op so 'n manier, Here, dat U ook hierdie oomblikke ter harte neem. Hierdie oomblikke en wat hier gebeur is vir U belangrik. Ek wil bid vir elkeen wat na hierdie uitsending kyk en ek wil vra, Here, dat U hulle sal ontvou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Skryf vir ons onder in die comment box van waar kyk jy. Dit sal ons baie lekker wees om te weet. Al is dit in jou kantoor in Somerset Wes of in Stellenbosch of miskien luister jy dit op pad iewers heen. Skryf vir ons neer asseblief. Gee ons 'n like ook en volg ons. So ek moet nou eers net vinnige disclaimer uit die pad uitkry. Ek het nou hierdie afgelope week saam met twee van my kollegas gebly. Die twee Danies in 'n klein rondawel en hulle het my verskriklik besig gehou. Hulle praat baie. Hulle hou nooit op met praat nie. Maar hier's nou die probleem. Hulle sê sulke interessante goed. So ek kan nie net sit en werk nie, want ek hoor wat hulle sê en dan raak ek verskriklik geïnteresseerd, want hulle is so interessant. Luister, hulle is die interessantste, snaakste. Ek het my doodgelag. Dit was so nice. Maar omdat ek saam met hulle was, is ek nie so goed voorbereid soos wat ek wou gewees het nie. So, bear with me for a few moments. Ek wil begin met 'n kort storie. Miskien het jy dit al gehoor. Tannie bel die kerkkantoor en sy sê, Dominee, my hondjie is vanoggend oorlede. En die dominee sê, ai, dit is nou jammer. Sy sê, maar sy gaan vir Rakker Jan daarom nou maar baie mis. En die dominee sê, ja, gesma deel van die lewe, né? Net soos 'n goeie ou dominee, né? Nietemin. Die tannie vra toe maar doen dominee begrafnisse vir troeteldiere waarop die dominee toe nou sê, nee, weet jy, ons doen nou nie dit nie, jy gaan maar hier af in die pad moet kyk na die charismatiese kerk of 'n ander ene, miskien is daar 'n ander kerk wat dit sal doen. En die tannie sê toe vir die dominee, ai, maar dit is nou jammer, want ek wou so graag hierdie 'n donasietjie van R50,000 gegee het vir die kerk wat nou bereid is om vir Rakker Jan te begrawe, waarop die dominee toe nou sê, maar tannie, hoekom sê jy nie dis 'n NG hondjie? Sien jy net, nee, hoe vinnig kan die randfiguur die kernfiguur word? Die randfiguur kan baie maklik ingesluit word in 'n oppervlakkige wêreld. Toe ek groot geword het en toe ek nou so sit en voorberei toe dink ek het verskriklik baie preke gehoor oor randfigure en kantmense en buitestanders van die buurt. En ek onthou ook die indruk gekry het dat mense soos die randfigure en kantmense en hierdie klas van mense is almal mense wat snaaks aantrek.
wat tattoos het, mense wat nie kerk toe kom nie en mense wat Engels praat. Dit was my definisie van 'n randfiguur, of dis die idee wat ek altyd gekry het. Dit is die mense wat op die rand is. En so kan ek gou vra, is daar enige Engelse randfigure wat kyk? Miskien daar van my Engelse familie in Port Elizabeth? Of mense met tatoeëermerke, is daar van julle? Of is daar mense wat snaaks aantrek? Ons kan julle baie maklik Afrikaans leer. Sien, so in my kop, in my jong kinderkop het ek gedink, my werk as gelowige is bloot om hierdie randfigure te help, om die hulle te kry om te dink en te glo en te doen soos die ons. Ons moet hulle kry om te word soos die ons. Ons moet hulle leer om hulle anders, hulle moet soos ons aantrek. En as hulle oop is daarvoor, dan kan ons vir hulle nog 'n klein bietjie Afrikaans ook leer. Jy weet, so dit was hierdie tipe van denkwyse. Die probleem en die uitdaging en die ongeluk is dat daar nog baie preke is soos dit. Daar's nog baie praat onder gelowiges wat daardie lyn van denke soort van ondersteun. Die idee dat ek soos jy moet word, die idee dat ons as gelowiges en julle as gelowiges, julle moet soos ons begin dink. Sien, vir baie lank het ek gedink dat randfigure is mense wat minder waarde het as die ons hier in die middel. En snaaks genoeg hoe jy jouself altyd in die middel plaas, nee, jy sien jouself selde as 'n randfiguur. Jy's eintlik maar in die sentra van alles. En dan as jy oorkyk na die mense op die rand en dan dink jy, maar hulle, ag shampies, jy weet, hulle waarde is dan nou aansienlik minder as ons. Maar miskien is dit 'n goeie plek om vir 'n oomblik by stil te staan. Miskien is dit vir ons belangrik om te sê, maar as ons by hierdie plek stil staan, dan is dit belangrik dat ek en jy as gelowige herken dat daar 'n soort van 'n lens is waardeur ons na die wêreld kyk, 'n universele lens. En die uitdaging met hierdie lens is dat jy dit selde self kan raak sien. Dis baie selde, hierdie lens en hierdie manier van kyk na die wêreld is die oorsprong, dis die beginpunt van konflik, van stry, van twis, van verwerping. So gereeld is dit ons manier van kyk wat hierdie dinge in die wêreld veroorsaak. Dit is die navorser Lee, dis wat ek net gou vinnig seker maak, dit is Lee Ross, wat navorsing gedoen het oor mense se persepsies van die wêreld. En in hierdie navorsing noem hulle dit 'n naive reality. Ek en jy het 'n naive reality, en hierdie naive reality bepaal die manier hoe ek kyk na die wêreld, maar die naive reality is om te sê dat die manier hoe ek na die wêreld kyk is reg. En die manier hoe jy na die wêreld kyk is nie altyd, jy het net 'n stukkie van die wêreld, maar wanneer ek na die wêreld kyk, ek het die vol prentjie, ek het die hele prentjie. Ek weet nie of jy al ooit oortuig was van iets en jy het geweet jy's reg en dan word jy eintlik teleurgestel as jy later agterkom, eintlik is jy verkeerd nie. So 'n paar jaar gelede, jy sal onthou, ek het dit nou nie op die skerm nie, maar 'n paar jaar gelede was daar hierdie prentjie van 'n rok. Die rok was so snaakse materiaal en dan het hy 2 strepe gehad so, en dan het mense dit rondgestuur vir mekaar en dan moes jy beantwoord, is dit wit of goud of is dit blou en swart? En ek het hierdie prentjie net nou op een van ons 2 groepe gesit en dis ongelooflik. Party mense sê hy's wit en goud en ander sê hy's blou en swart, en maak nie saak wat jy sê nie, jy kan net sien wat jy sien. Vir een of ander rede is die kleur op hierdie rok, niemand kan weet eintlik wat die regte kleur is nie. Maar hier is die probleem, wanneer 2 mense oor een ding verskil, dan gebeur dit so gereeld dat ons ongemaklik is met die verskil. As ek en jy verskil oor 'n ding, dan is dit baie moeilik vir ons om net te erken, dis wat ek sien en dit is wat jy sien en ons is tevrede daarmee. Gewoonlik wanneer 2 mense van mekaar verskil, dan is die eerste reaksie, dit is 'n wetenskaplike feit, dan probeer ons mekaar oortuig. Ons probeer mekaar oortuig. Ek probeer vir jou sê wat ek sien en jy moet begin glo en dink soos ek. Die rede hiervoor is baie eenvoudig, want ons is ongemaklik wanneer daar verskille is. Ons lewe onder die illusie dat wanneer
daar verskille tussen mense is, wanneer daar verskille is tussen huweliksmaats, wanneer daar verskille is tussen gelowiges, dat ons hierdie ongeruimthede, hierdie verskille so vinnig as moontlik uit die weg moet ruim, sodat ons mekaar kan vind. Maar dit is ongelukkig slegs 'n illusie. Miskien sou dit beter wees om net erkenning te neem van die verskille en mekaar nog steeds te vind, want dit is wat ons lees in Handelinge 2. In Handelinge 2, en ek gaan dit nou vir jou lees, gebeur daar hierdie ongelooflike ding, dat mense is eintlik nogals gemaklik met die verskille. Nou, net gou so een ding oor Handelinge. Handelinge word geskryf deur Lukas, dieselfde skrywer van die Evangelie Lukas. So, Lukas skryf, en eintlik is Lukas en Handelinge 'n opvolgende reeks. So, Handelinge is die eerste boek, en Lukas is die eerste boek, en Handelinge is die tweede boek. En Handelinge vertel die doen en late van Jesus, en Handelinge vertel die doen en late van gewone gelowiges, wat deur die Heilige Gees aangeraak is, en dit is hoe hierdie twee boeke bymekaar kom. So as jy ooit Handelinge lees hom saam met Lukas, dan sal jy agterkom, daar word nogals 'n interessante prentjie, 'n anderste prentjie vir jou oopgebreek. Ek wil vir jou lees, ek gaan saam lees Handelinge 2 vers 1 tot 8, en ek lees uit die 2020 vertaling, so jy sal agterkom, hy lees anders, hy klink anders. Hy het net 'n anderste ondertoon, so ek gaan vir jou saam lees. Of as jy alleen wil lees, dan kan jy nou hier stop en dan fast-forward jy net die video so klein bietjie. Alright, kom ons doen dit. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemele geluid, soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat, dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parte en Meders, Elmite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef. Jode en proseliete, mense van Krete en Arabiere, ons hoor hulle in hulle eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar aangevra, wat beteken dit tog? Ander weer iets spottend gesê, nee, hulle is vol soetwyn. Daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe, Jode en julle almal wat hier in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister goed na my woorde. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie. Dit is immers nog net die 3de uur van die dag. Wat hier gebeur is deur die profeet Joël aangekondig, en dan sê hy nou die woorde, en dit sal in die laaste dae gebeur, sê, en julle gebeur, sê God, ek sal my gees op alle mense uitstort, julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jong mense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom, ja, ook oor my slawe en slavinne sal ek daardie dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Ongelooflike waardevolle gedeelte. Later lees ons dat hulle dan ook hulle eie besittings verkoop, sodat hulle vir almal kan sorg. Ek onthou op universiteit was ek in 'n selgroep, hier so diskant my 4de bekering. Ek het omtrent so 4-5 groot bekerings gehad om werklik tot oorgawe my hart vir die Here te gee. En hier so diskant die 4de bekering, toe is ek in 'n baie ernstige selgroep wat hierdie gedeelte baie ernstig opvat. En die arme selgroepleier kon dit net nie regkry dat ek in 'n vreemde taal kon bid nie. Hy het baie frustreerd geraak met my en my sondige vriend wat die selgroep bygewoon het. Soveel so dat hy later maar
vir ons gesê het, nee, dit is eintlik een of ander sonde in ons voorvaders en daarom kan ons nie die Heilige Gees ontvang nie. Sien, hierso is die geneek. Ons kan maklik oor hierdie gedeelte val en seer kry. Mense kan maklik vir jou sê dat jy nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, of dat jy oor een of ander ding moet spring om nou eers by die Heilige Gees uit te kom, wat absoluut net nie waar is nie. Sien, so baie keer kyk ons na hierdie gedeelte en dan dink ons, maar Handelinge wil eintlik vertel hoe oulik en hoe radikaal die vroeë Christene was. En yes, hulle was radikaal. Ja, Jesus was radikaal, maar dis nie waaroor die gedeelte gaan nie. Dis ook nie wat Lukas wil verkondig nie. Lukas het 'n ander geskenk wat hy kom neersit en die geskenk is dat gewone mense, randfigure soos ek en jy, aan die kant mense ongelooflike dinge kan doen wanneer ons op die Heilige Gees vertrou. Sien, Handelinge kom en hy sê, maar wanneer gewone mense, randfigure, kantmense, al hierdie weggegooides, die mense wat eintlik nie behoort nie, deur die Heilige Gees vind jy en word jy deel van hierdie ongelooflike beweging in Jesus en deur Jesus Christus. Hoe ongelooflik is dit nie? Het is ongelooflik om te dink dat die Here vir my en jou wil intrek. Hy sê, wanneer my en jou se paaie met die Heilige Gees kruis, dan gebeur daar ongelooflike dinge. Handelinge 2 is ook hierdie gebeurtenis wat nie net waar is omdat dit eendag lank terug gebeur het nie. Handelinge 2 is waar omdat dit elke dag gebeur. Dit gebeur elke liewe dag. Dit gebeur om elke hoek en draai. Wanneer 'n gewone gelowige, wanneer 'n onderwyser vir hulle klas bid, wanneer 'n onderwyser vir hulle klas lees, wanneer 'n predikant preek, wanneer jy iets gee vir iemand, wanneer jy liefde betoon, hierdie gebeur elke liewe dag wanneer gewone mense deur die werking van die Heilige Gees die koninkryk van God opbou. Hoe ongelooflik is dit nie? Nou kom Handelinge 2, en Handelinge 2 wil vir jou sê, weet jy wat, hierdie Gees wat in jou is powerful. Hierdie Gees wat in jou is, wil die plafon lig, hy wil die ligte uitskiet, hy wil ongelooflike goed deur jou doen, want die Gees van God sal jou bekwaam maak en hy sal jou toerus, gaan doen dit. As die Here dit op jou hart lê, die Here wil jou vat. Hoor wat sê Jesus, ek raak super opgewonde, ek hoor daar slaan 'n deur sommer toe. Hoor wat sê Jesus in Johannes 14, dis ongelooflik, hy sê, amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. So Jesus is die eerste een, hy sê, weet jy wat, die ligte gaan nou uitgeslaan word, jy moet pas op, hier kom groot dinge deur jou, jy wat die Heilige Gees in jou het. Sien, in 'n oppervlakkige wêreld loop baie mense die Heilige Gees mis omdat hulle nie laag genoeg soek nie. Dink daaroor. In 'n oppervlakkige wêreld is bo en onder is onder. Eerste is eerste en laaste is laaste. In die teenwoordigheid van 'n diep God is eerste laaste en laaste is eerste. Bo is onder en onder is bo. In die teenwoordigheid van 'n diep God het mense die vermoë om gemaklik te wees met die verskille tussen hulle. Dis mense wat gemaklik is om die verskille tussen mekaar te herken en mekaar steeds te kan omhels en mekaar nog steeds te kan vind. Is dit nie ongelooflik nie? Ek dink baie keer is ons so ingefokus op die inhoud van Jesus se boodskap dat ons die avontuur mis. Ons is so ingefokus op die inhoud van wat Jesus gesê het dat ons die uitnodiging tot hierdie ongelooflike avontuur wat hy vir ons het misloop. Handelinge 2 wil jou uitnooi.
Handelinge 2 wil jou uitnooi om saam met Jesus op avontuur te gaan en mense van verskillende agtergronde en tale en identiteite, om al daai gelowiges deel te maak van jou pakkie. Om saam met hulle in die teenwoordigheid van die Here, want wat gebeur in hierdie teks? Dis al hierdie klomp mense van verskillende plekke en ewe skielik hoor almal hulle eie taal, hulle hoor hulle eie identiteit, maar hulle vind mekaar nog steeds. Hulle probeer nie mekaar se identiteit wegvat nie. Daar's nie een ouderling of diaken of dominee of pastoor wat kom en sê, "Hey, julle moet nou een taal praat nie." Hy sê nee. Nee. Jou identiteit is vir my belangrik. Ek onthou een van die ongelooflikste, my tyd hardloop nou uit, maar een van my ongelooflikste herinneringe in die bediening was in 2018, toe's ek een van die leiers by Imagine, en ons het hierdie ongelooflike geleentheid van hoeveel duisende jong mense gereël, en die dag voor die tyd is al die leiers saam, en ek moet nou hierdie leiers saambring, en hulle staan so in die saal uitgestrek, en ek kyk toe op een van ons papiere, want ons het mos nou data en inligting van almal, toe sien ek op hierdie papier, ons is 32 verskillende denominasies teenwoordig, 120 kerke, 120 kerke, 34 verskillende denominasies, en ek het die voorreg gehad om daai oggend almal saam te bring, en ons het saam gebid, en tot vandag toe is dit een van die ongelooflikste ervarings van my lewe. Van die Rooms-Katolieke Vader Kenny, tot die Protestant, tot die Gereformeerde, almal saam. En dit is die uitnodiging wat hierdie Handelinge deel vir jou wil sê. Hy nooi jou uit om te sê, ek wil hê jy moet op hierdie avontuur gaan saam met my. Jy hoef nie jou identiteit prys te gee nie, maar hou vas aan wie jy is en bring ander mense in. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle gaan kom as liggaam, dan gaan daar ongelooflike dinge gebeur. Mag jy in die werkplek, mag jy in die skool, mag jy daar waar jy beweeg in jou familie, embrace die verskille tussen julle. Maar moenie laat die verskille maak dat iemand op die rand of op die kant hoef te wees nie. Sien mekaar se waardigheid raak. Laat toe die Heilige Gees ongelooflike dinge deur jou doen. Mag die Here jou ryklik seën op jou pad. Ek wil graag vir ons saam bid, kom ons bid saam. Here God, U is ongelooflik en U is teenwoordig en U wil die ligte uitskiet deur die werking van die Heilige Gees. Ek wil bid vir elkeen wat kyk na hierdie boodskap en ek wil vra, Here, dat U hulle nuut sal motiveer, dat U hulle nuwe krag sal gee en nuwe ywer om daar in die plek waar hulle is, miskien is dit 'n klein dorpie, miskien is dit 'n groot stad, om Here na U roepstem te luister. Mag verskille onder mense nie hulle afsit nie, maar dat dit hulle motiveer om mekaar te vind. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag die seën van die Here op jou rus. Baie dankie dat jy gekyk het. Daar sal ook nou geleentheid wees om 'n dankoffer te gee. Ons sien mekaar gou weer. Totsiens.